Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug. Dit is tyd vir volgenskrantbesprekings en Gert van die Westhuizen gesels volgens plaaslik en internasionale nuus saam met ons. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Pierre. Meneer van der Westhuizen. Ja, ek het vergeet om vir jou meneer Breitenbach Nee, te sê. is Gert, jy's die belangrike een hier. O, baie gelukkige 2026 vir julle. Ja, Selfde vir jou Gert. Mag julle regstem in die plaaslike Wie verkiesings jy regstem? Wat is dit? Jy klink nie weer soos daai stemreg mense. Stemreg. Ek weet nie vir wie ek gaan stem nie, Pierre, want dit lyk nie baie goed nie. Jou stem tel, Gert? Nie een van die partye maak my baie opgewonde. Jou stem tel? Ja, Pierre, seker mens hoop maar die stemme tel, maar ons gaan maar kyk. Wat bedoel jy mens hoop? Gert, jy het nog 'n bietjie tyd om te dink daaroor. Ek het nog 'n bietjie tyd, ja. Daarom lyk my so 11 maande. Presies. So jy's okay op hierdie Die stadium. spoed waarteen ons partye agteruit gaan hè. Ek sal net tel 11 maande dalk moet ons maar vir 'n nuwe partytjie stem. Gert, maar voordat ons plaaslik gesels, moet ons gesels oor die optogte in Iran. Ja, hierdie jaar het verskriklik begin nie met allerlei goeters, aanvalle en presidente wat ontvoer word en nou is dit in Iran is dit nogal gaan dit baie rof. Die nuutste storie berigte uit Iran wil hê dat tot 500 mense al dood is. Dit is 10 en meer. Die betogings teen die regering het net erger en erger en erger geword. Dit is soortgelyk aan die vorige betogings wat hulle so 'n paar jaar gelede toe hulle die jong meisie doodgeslaan het. Hierdie keer is dit nou die ekonomie wat die mense ons omkrap, maar dit is ook 'n baie onderdrukkende regering in Iran. En die mense is nie meer baie mal oor hulle regering nie. En ja, Donald Trump het nou gedreig, hy sal Iran aanval as die eerste betoger doodgeskiet word. Dit het nou nog nie gebeur nie. Iran het nou weer gedreig as Amerika hulle aanval, sal hulle Amerikaanse basisse in die omgewing aanval. So die ding lyk net nie of dit 'n baie goeie einde gaan hê nie. Hierdie is die grootste protesaksies sedert die Ayatollah Khomeini Ja, sedert die die Shia Ayatollah Khomeini, wet ja. afgekondig het in die land. Daai tyd in die 80er jare. Ja, dis al wanneer hy het in 1979 aan bewind gekom. Ek dink dis die grootste onrus sedert 1979 tot nou toe. So dit is hoeveel jaar is dit? Is omtrent 50 jaar nie. Ja. As 'n mens nou ek kan nou nie so goed somme maak nie, as ten minste meer as 40 jaar. Dis baie insiggewend hierdie. As Iran val, gaan dit 'n baie interessante verhaal in die Midde-Ooste ook afspeel. Ek sien Benjamin Netanyahu van Israel het ook gisterand gesê, jy weet dit sal nou goed wees as Iran val. Mens weet nou net nooit wat in die plek van 'n nuwe regering gaan kom nie. Dis die ding, ja, dat is dieselfde stories wat in Afghanistan gebeur het. Ja, in Afghanistan gebeur het, jy weet waar Amerika en Brittanje ook teen die Taliban geveg het en vandag is die Taliban nog steeds aan bewind. Die oorlog is klaar, maar die Taliban het nou net al daai lekker wapentuig gekry. Maar die ding net van Iran, ja, dit is die troepe wat ek nou sien op die mense begin skiet, jy weet. Ek weet net nie hoe gaan 'n mens gewoonlik draai 'n revolusie as die gewapende magte ook teen die regering draai, as hulle nie hulle eie mense wil doodskiet nie. So dit is dalk wat hier gaan gebeur. Iran beweer natuurlik Amerika stook die onrus. Ek dink Ja, nie Amerika en Israel. Ja, Amerika en Israel. Ek is seker daar seker iewers iemand wat sê betoog of steek hier iets aan die brand, maar ek dink oor die algemeen is hierdie die mense wat self kwaad is. En vir finansiële redes. Ja, vir finansiële redes, finansiële redes, die ekonomie is baie swak. Jy weet, daar is selfs gesê dat Iran een van die eerste stede kan word wat heeltemal sonder water is, een van die eerste groot stede in die wêreld kan word wat sonder water is. Daar gaan nie veel aan wat infrastruktuur en so betref nie. Dit is veronderstel om 'n ryk land te wees. Maar die mense deel nie in die rykdomme nie van die olie en al die tipe van dinge nie en dit is maar baie onderdrukkend, jy weet, en vroue wat ook voel ook hulle soek meer vryheid. En ek dink dit speel ook 'n groot rol en hulle is nog kwaad vir die regering van weens die vorige onrus ook. Dis interessant dat die mense nie noodwendig uitgesproke is deur die president Pezeshkian nie, maar meer teen die Ayatollahs. Pezeshkian het eintlik gesê, jy weet, sy medelee uitgespreek teenoor die mense wat klaar geskiet is en gesê het ons moet verantwoordelikheid neem vir waar ons tans is. So dit is vreemd want jy kry ook twee verskillende boodskappe van jou twee leiers af eintlik, die opperleier en die president wat eintlik so half verskillende boodskappe uitstuur. En Gert, hierdie betogings het ook versprei na die res van Europa toe, waar hulle gister in Londen byvoorbeeld ook, was iemand by die ambassade, hulle het die vlag afgeruk, ek sien die ambassadeur is ingeroep in Iran, die ambassadeur van die Verenigde Koninkryk om te sê, maar wat gaan aan, ons, jy weet, ambassade is half aangeval, daar vlaas afgeruk, groot betogings in Duitsland ook gewees vir mense wat saam staan met die Iranese mense op hierdie stadium. Ja, die Iranese diaspora, dink ek is nogal wyd
buite en ek dink hulle staan nou saam met hulle mense. Jy weet, ek dink die president het nou gesê, jy weet, die mense moet kom praat met hom, hulle wil hoor wat hulle te sê het. Die Ayatollahs is gewoonlik, die opperleiers is gewoonlik 'n bietjie meer onverdraagsaam. Dis hoekom ek dink die mense teen hulle so gekant is. Jy weet, maar hierdie ja, dis baie ernstig hierdie, jy weet, 'n mens kan nie die ernstigheid daarvan onderskat nie. Jy sien, as jy sien hoe mense goed aan die brandsteekplek aan die brandsteekklip gooi, en ek dink die internet is ook nou gesluit daar, so mense is nou, ek weet nie altyd hoe kry mense die nuus daar uit nie, maar die nuus kom tog maar uit, jy weet. Maar ja, ons sal maar duim vashou vir die mense daar, want dit is nie goed om so iets te sien nie. Jy weet, jy wil nie hê jou hele land moet vernietig word en baie mense moet doodgeskiet word en families moet ontwrig word net omdat halstarrige politici en halstarrige leiers nie na mense wil luister nie. Jy weet, en dis waarom 'n mens eintlik, jy weet, ons kla baie, maar ons het daarom nog 'n demokrasie, jy weet. Ons kan daarom nog gaan stem, al dink ons die mense luister nie na ons nie, jy weet. Voel dit net of jy jou mening kan uitspreek. Halstarrige leiers, het jy nou gesê. Ja, jy weet, hier kan ons daarom sê wat ons wil, en doen wat ons wil, en aantrek soos ons wil, en so aan. Jy weet, ja, ek dink ons het ook maar goed waarvoor ons dankbaar behoort te wees. Ja. Ja, en volgens die ANC is daar baie waarvoor ons dankbaar wees. Hulle het wel 'n paar punte op 'n plan wat hulle baie dringend aandag Ja, Geer, ek het nou my hele Saterdag opgeoffer om daar in die warm son daar in die Moroleng stadion te staan. Ja. Dit was baie warm. Het jy nie 'n sitplek in die skaduwee gehad nie? Nee, Pierre, die tent waar ons veronderstel was om in te staan was vol van ANC-lede, want hulle het skuilings gesoek teen die son en so aan. Jag hulle media uit. En dan, ag ja, daar's nie eintlik plek nie, maar jy moet maar daar buite staan om te kyk wat die mense sê en doen en alles. En daar was ook sulke staal sitplekke, maar kan jy nou glo, jy kan nie op dit sit nie want dit is te warm. Ja, party mense het 'n stuk karton ergens vandaan gekry en dit op die sitplek neergesit en dan bo-op gesit. Maar nou ja, nou luister mense al weer vir langer as 'n uur in die warm son na nog nuwe planne en alles klink so bekend. Kom ons roei korrupsie uit, kom ons roei misdaad uit, kom ons maak 'n einde aan geslagsgeweld, kom ons verenig die land, kom ons verbeter dienslewering, kom ons bou die munisipaliteite of fix the municipalities. Hoeveel keer, ek weet as ek R10 gehad het vir elke keer die ANC gesê het hulle gaan die munisipaliteite regryk nie. Het ek vanoggend op 'n het jy jou eie munisipaliteit befonds? Het ek my eie munisipaliteit gehad of op my Dillie se eiland gesit en groot ontbyt gekyk het. Maar ja, ons sal nou maar sien, daar was ook nou nie so baie mense, die stadion vat so 20,000. Maar baie van die mense wat daar in die oop paviljoen gesit het in die son het nogal swaar gekry en baie van hulle het onder die paviljoen gaan sit en baie van hulle het om buite na die skadukolle en goed gaan soek, maar tipies ANC was dit nou weer baie swak georganiseer na die tyd. Die verkeer was een totale nagmerrie nadat ons 'n uur lank so aangekry het, bumper teen bumper, toe kom die president se konvooi skielik van agteraf en toe word hulle is daar deur die oog van die naald soos die Bybel sê, jy weet, maar hulle het ons nou 'n bietjie van die pad afgedruk. En toe hy nou verby is, net so rukkie later, toe kom die adjunkt president se konvooi daar by. En dis 'n lang konvooi. Dit ons ook van die pad afgedruk. Jy weet so, ag jy weet hierdie wat die mense nou sê, jy weet jy wil, dan sê die president die party moet nou die beeld voorhou van 'n gedissiplineerde party, 'n party wat bevoeg is, 'n party wat goed reg kan doen. Dit gee net vir jou die idee dat die party, die organisasie is so pateties. Dis geen wonder dinge wil nie werk nie. Jy weet in die rommelstrooiery na die tyd was vir my nogal opmerklik. Dit is ook baie ongedissiplineerd van die mense van die ANC om dit te doen. Maar jy weet as 'n mens nou mooi daarna kyk, die laaste keer toe ek daar was by Mbombela, die boodskap is basies dieselfde. Die verkeerschaos is basies dieselfde. So wat het eintlik verander? Daar het eintlik niks verander nie. Jy weet nou kom ons in 'n tyd wat dit weer die munisipale verkiesings, so daar gaan baie beloftes gemaak word en daar by die een plek hoor ek het nou die een wijk het ou vir leerlinge wat mooi presteer het elkeen 'n skootrekenaar gegee en hy het 50 paar of 500 paar skoolskoene geskenk. Jy weet sulke tipe goed gaan ook nou weer begin toeneem met die aanloop tot die verkiesing. Jy weet maar ek kry die gewone mense baie jammer want jy kan duidelik sien dat mense swaar kry. Jy weet jy kan net kyk na die klere wat hulle dra, hoe verslete die klere is. Dan kyk jy na die omgewing waarin hulle bly. Die slaggate, daar is nie water nie, daar is nie krag nie. Die grootste kragtes vir die ANC juis gekry het toe hulle na die provinsie deurkruis het, is dat die mense bekommerd is oor hierdie beerdlading wat 'n mens deesdae kry en dan het hulle ook nie water nie. En as 'n mens so kyk na die onversorgdheid van die munisipaliteite, jy weet selfs Rustenburg self. Jy weet gister toe ek in Pretoria aankom, toe is vir my, jy weet ons lyk baie goed teen Rustenburg byvoorbeeld.
Jy weet, en dit is en die ANC is in aanbewind in daai provinsie. Hy regeer die meeste van die munisipaliteite, die meeste van hulle is bankrot of in administrasie. Ek verstaan net nie dat mense nog vir hulle stem nie. So. Gert, maar die ANC is nie die enigste party met probleme op hierdie stadium. Nee, weet jy, die DA se ding laat my ook nou maar net die kop skud. Want goeie aarde, daar was nou eers die bekleierheid toe John Steenhuisen vir Dion George afgedank het as minister van wat is dit nou alles, bosbou en omgewing en al daai tipe van dinge, en toe het Dion Willie Oukamp sy opvolger het toe nou vir Dion George by die openbare beskermer aangekla. Nou is dit tit vir tit. Nou het Dion George vir Willie Oukamp en John Steenhuisen by die openbare beskermer aangekla vir allerlei goed wat hulle sou glo gedoen het, en Willie Steenkamp het nou glo ook belange by die leeujag, en dis hoekom hy nou die pos gekry het, en Dion George was nou teen leeujag, en dis hoekom hy die pos uit afgedank is en alles. Dit is net so kleinlik en kinderagtig die hele tyd. En dit skep nie vir jou 'n goeie idee van die party nie. Nee, die probleem is ons praat nie van kleiner mense in die party nie. Jy praat van die party se leiers. So die party se leiers is op die oomblik besig om mekaar so in die openbaar te stry. Ja. En altyd as dit in die ANC gebeur, lag ons vir die ANC. Die DA lag vir die ANC. Nou doen hulle presies dieselfde. Nou hulle die openbare beskermer sommer op hul eie besig, jy weet. En terwyl daar baie ander goedjies is wat die openbare beskermer eintlik moet ondersoek, doen hulle nou dit. Ek weet nie waaraan skryf mense dit toe nie, of dit nou persoonlikheidsgeskille is, of dit bloot net kleinlikheid is. Jy weet, ek kan nie verstaan wat daar aangaan nie. Is dit egos? Is dit egos wat nou weer, is dit iemand wat nou 'n minister was en nou nie meer 'n minister is nie? Weet maar, die DA hou ook oor so 3 maande, Maart, April, 4 maande hou hulle leierskapsverkiesing. Dit lyk nie of daar iemand is wat vir John Steenhuisen wil uitdaag op die oomblik nie. Maar laas toe ek net vinnig met hom hieroor gepraat het, hy gesê, man, dit hou maar alles verband met die kongres waarop die leiers gaan verkies word. Nou kom ons kyk maar wat gebeur, maar ek wens nou maar net hulle wil jy weet, gewoonlik as 'n party oordentlik is en oordentlik saamgestel is en daar's oordentlike leierskap en doen hulle sulke goedjies maar intern, jy weet, nie soos die ANC hardloop jy hof toe nie. Nou hardloop hulle OB toe. Jy weet, dit is net vir my verstommend en dit skep glad geen goeie idee van die party nie. Gert, die afgelope week, veral in Mosselbaai area, moet ons praat oor die brande in die Oos-Kaap en ook in die Wes-Kaap. Mosselbaai sê hulle veral grasdakhuise het nogal deurgeloop. Maar daar's baie brande in die Oos en in die Wes-Kaap. Ja, en hierso in die Kreer-Wildtuin spoel die mense weg, lyk dit vir my. Jy weet, meer as 90.000 hektaar is verwoes, Peer. Dis baie groot stuk aarde. So. Maar ek kyk nou daar in Australië is ook die bosbrande ook weer aan die gang. Daar sien ek is al, ek dink iets soos 300 geboue as ek dit nie mis het nie verwoes en 1 mens is ook dood. Hier by ons lyk dit dan nie vir my of daar enige sterftes was nie, maar jy weet dit is verskriklike skade wat afgerig word. Daar's ek lees nou hier van 'n gastehuis met 7 kamers en kantore wat afgebrand het, jy weet, en dis eintlik 'n baie mooi deel van die land waar toeriste gereeld na toe gaan, jy weet, Franshoek, Wemmershoek, daai plekke. Ja, dit lyk net nie goed nie, jy weet, en daar's eintlik niks wat 'n mens kan doen aan hierdie brande in sulke temperature soos die Kaap het nie, want dit is geweldig warm daarso blykbaar en die temperature is verskriklik hoog en hulle reenseisoen is nou kom nog, jy weet, so dis baie droog in party plekke. En ek dink ook baie keer is daar baie uitheemse plante wat ook intussen is en dit lyk my brand ook nogal makliker as daar sulke veldbrande is. Maar dit is net altyd skadelik. Mense gedagtes is maar met die mense want jy leef in gevaar en jy verloor baie, jy weet, as jou huis en so afbrand. Ek wou net noem terwyl ons oor die Oos-Kaap praat, hulle sit met 'n groot waterprobleem op hierdie stadium, baie watertekorte, 'n paar plekke, ek dink Knysna wat net 'n paar dae se water oor het. So as jy in daai area woon, neem kennis daarvan. Ek dink gebruik my jou water versigtig. En as jy sien toe gaan, vat waterbottels saam as jy kan, net om die mense wat in die Oos-Kaap te woon ook net te ondersteun en te help. Ja, ondersteun en te help. Jy weet, water raak al hoe groter probleem. Jy weet, ek dink regtig nou ons dink nou weer terug aan die ANC en die regering. Hulle het te lank gesloer met die waterkrisis wat dreig. En nou is dit met ons. Veral in Knysna, dis al 'n lank storie. Ja, en in die Oos-Kaap is daar ook al lank, jy weet, probleme wat daar sprake is van selfs die krane wat kan droogloop daarso. So ja. Maar mens moet maar, ek dink regtig 'n mens moet ook baie meer moeite doen om water te spaar. Is dit nou regtig nodig om jou motor met 'n tuinslang te was? Jy mors so baie water. Ja. En ek sien nou die naweek as mense so rondry by plekke, sien jy net die mense hier was hulle die karre met die tuinslange en so. Dit is vir my, dit laat my eintlik
rol want mens weet daai water gaan verlore. Ja. En 'n mens moet vir al die brandbestryders wat al hierdie laaste week of 2 besig is, almal net 'n lansie breek en sê baie dankie vir die werk wat hulle doen. En die tye wat hulle weg van hulle families af deurbring om ander mense en hulle eiendom te beskerm. Jy weet, en dan kom 'n mens eintlik agter wie jou ware helde is, net Peer. Dis nie politici nie. Dis mense op die grond wat saam met jou veg. Mense op die grond nie, jy weet, sportmense laat jou beter voel oor die land en oor jouself, maar hierdie mense maak 'n daadwerklike verskil aan lewe of dood, jy weet, en 'n mens kan nooit vir hulle genoeg dankie sê nie, jy weet, en hulle het ook nie Kersfees en Nuwe Jaar en al daai vieringe nie, want as iets gebeur moet hulle daar wees. Ja. Gert, en dan sluit ons so af met die slange wat daar in die hospitale is. Ja, as jy nou ooit daar in Moetsie in die Dennilton omgewing in Limpopo is en jy word siek, kry maar eerder vir jou ambulans, want lyk vir my daar plaas slange, die pasiënte en die verpleegsters, hulle raak 'n bietjie bekommerd. Daar's nou beweringe dat dit baie gereën het nou in die laaste tyd en dit laat nou die slange na vore kom, maar ander mense sê jy weet daar word nie genoeg gedoen om die plek oordentlik te onderhou nie. Die slange het nou klaar geslaap en nou reën dit en nou kom hulle bietjie uit om kos te soek. Nou dink nou net as jy hier lê in die bed met jou afarm en afbeen en hier kom 'n slang vir jou kyk. Hulle sê meeste van die slange wat nog nie binne in die hospitaal inkom nie. Maar as jy net na daai prentjie kyk op die skerm, kan jy sien, kyk eers net na die bord. Dan dink jy, "Ai, dis nou 'n hospitaal wat goed mooi onderhou, nie?" En dan kyk jy na die gras wat deur die plaveisel groei. Dan besef jy waar die probleem eintlik vandaan kom. Ja, dan besef jy waar die probleem vandaan kom. Hulle maak die terrein skoon nie. En hoekom sal jy na so 'n hospitaal toe wil gaan? Jy weet, dis net soos ek kyk nou die naweek as jy nou beleggers wil lok. Nou praat almal oor belegg. Daar by 'n groot ete by Sun City Leaks en allerlei goeters. Ons moet beleggings lok. Okay, as jy Sun City toe gaan, lyk dit alright, maar gaan nou Rustenburg toe en gaan nou 'n bietjie na van die plekke daar in die landelike gebiede toe, dan lyk dit so. Wil jy geld belê in so 'n plek? Nee, jy wil nie geld belê in so 'n plek nie. Jy weet maar, ek sien daar so 'n leier van die party met die mooi naam, die Bolsjewiks party. O ja, hulle het natuurlik baie mense wat vir hulle stem. Ja, dit is baie mense wat amper soveel soos wat vir SAKP stem. Hulle sê hulle het die hospitaal begin nou soos 'n dieretuin te lyk. Met die slange. Met die slange, effens gevaarlike dieretuin, Ja. Want is nie 'n bruin huislang, hulle praat van swart mambas. Ja, dis ordentlike slange. Dis nie speelspeelslange. Nee, dis nie speelspeelslange nie. Nee, dis eintlik verskriklik om te dink so iets gebeur. Ek weet nie, daar is seker maniere om dit te keer, jy weet, maar sny die gras rondom die hospitaal. Tel die vel gedop waar die rotte nes maak en dan sien slange minder raak. Dis baie waar, jy weet, jy sien ook nee, weet baie van ons probleme kan eenvoudig opgelos word partykeer. Jy het nie altyd allerhande planne nodig, 6-punt planne en 10-punt planne en 12-punt planne en 18-punt planne en 22 politieke partye nie. Jy moet self partykeer maar net hier en daar ietsie kleins doen. 'n weed eater en 'n besem. Daar is dit. Ja, en 'n asblik weer, goeie asblik ook. Gert, baie dankie vir die saamgesels. Dankie vir die eerste 2026 krantbespreking. Ja, ek hoop nou net die tweede een kan ons bietjie beter nie sê, Jennifer. Ons wag vir jou om dit vir ons te bring, Gert. Baie dankie hoor. Dis Gert van Westhuizen, bly geskakel, ons is nou weer terug.